Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom vanoggend in die erediens. Baie dankie dat u by ons aangesluit het en vir die lidmate wat ook later gaan inskakel, aan u ook baie hartlik welkom. Wat 'n lieflike sonskyn dag het ons nie vandag nie, 'n dag om die teenwoordigheid van die Here te vier en te kan weet dat ons as vrygekooptes in sy genade kan dans. Gemeente, net 'n paar afkondigings. U het hopelik die hartklop ontvang. Asseblief, ons wil so graag as regtig waar baie graag met julle al die kommunikasie deel in die vorm van die hartklop en ons kommunikasiegroepe op WhatsApp. So u is meer as welkom ons te laat weet indien u nie die kommunikasie van die gemeente ontvang nie. Daarmee saam het ons ook ons daaglikse oordenkings wat ons uitstuur. U mis taamlik uit as u nie daai kommunikasie ontvang nie. Op die hartklop sal u die hoogtepunte sien. Die bazaarvergadering is môre aand en dan het ons ook 'n nuwe intrekker kuier. Ons nuwe intrekker kuier is eerskomende Dinsdag aand, oor môre aand. Indien u nog nie deel gevorm het van so aand nie, wil ons graag hê dat u 'n bietjie saam met ons moet kuier. Ons wil vir u beter leer ken en ons wil ook die geleentheid skep vir u om die span wat hier so by onder is gemeente die voorreg het om te bedien, beter te leer ken, van ons kerkraadslede ook. So asseblief, die nuwe intrekkers is Dinsdag aand. U is meer as welkom om ons te kontak indien u nog nie daarvan weet nie. Ons vra voorbereiding vir ons finansiële vergadering wat ook later die week is. Gemeente, is die einde van ons finansiële jaar en ons moet ook dink aan volgende jaar en alles wat gaan gebeur en die hoop en die droom om 'n nuwe leraar aan te stel is ook iets wat ons moet bespreek en oor nadink en oor saam bid. So ons vra u voorbereiding daarvoor. En dan volgende week is dit nie eerskomende week hierdie week daarna, nee, nog 'n paar weke, ek dink so 2 weke, is dit ons eerste kerkraadsvergadering vir die week, vir die jaar. So ons vra u voorbereiding. Gemeente, u weet ons het ook 'n baie aktiewe sopkombuis waar ons baie mense in Zolisle veral bedien en in Mount Pleasant, maar ons vra vir u donasies asseblief in die vorm van brood. Uit die aard van die saak gebruik ons baie brood saam met die sop, maar as u nie brood wil bring nie, enige finansiële bydrae sal ook met oop arms ontvang word, net vir die aankoop van die verskillende sopprodukte en ook dan nou uit die aard van die saak brood. Ons het geleentheid om nou die Christuskers aan te steek en ek wil vir u vra om saam met my tot verhaal te kom wanneer ons dit doen. Ek weet so aan die begin van die jaar is dit ongelooflik besig. Ek weet ons hardloop teen 'n massiewe spoed rond. Maar kom ons haal asem, kom ons raak bewus van God, die skepper van die hemel en die aarde, wat ons vanoggend hier kom ontmoet. Net wie hy is, waar jy is, sien hy jou raak en is dit sy hartsbegeerte om saam met jou te reis. Daarom gemeente, genade, vrede en liefde van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons het 2 kinderliedjies waarmee ons gaan begin vanoggend en terwyl ons dit gaan sing, The Love of Jesus is so wonderful, as ook stapsoldaatjie, wil ek asseblief vra dat die rooi trein maatjies na vore kom. Julle kan lekker hier op die trappie kom sit, want oom Anton se eie pappa gaan vanoggend oom Anton se nuutste seentjie doop. So ons wil graag vir julle vra om deel te vorm daarvan. Gemeente, kom ons staan, kom ons prys die Here, ons sing die 2 kinderliedere staande saam. Jesus.
Daar sê, ook van my kant af goeiemôre vriende, so lekker om hierdie pragtige dag saam met julle te vier, waar ons dan veral 'n bietjie fokus op hierdie groepie en dit wat hulle verstaan, en ek gaan vir julle sommer 'n bietjie vertel van die doop. Wie van julle is self gedoop? Kan ek gou sien? Kan jy dit onthou? Jy is 'n bietjie klein, né? Nou wil ek bietjie vir julle iets vertel. Julle sien vir hom Anton, hy is ook gedoop en hy was so 'n klein babietjie toe kom gedoop het. Ek dink sy een arm weeg nou meer as wat daai babietjie geweeg het. Maar wat baie interessant was van daai storie, toe hy gedoop was, toe staan ons ander seentjies ook daarby en ek het hom ook gedoop en toe die nommer 2, Gerard, terwyl ons bid ernstig met die baba, het Gerard so weggeslyp agter ons en hy het hierdie bak kom vat en hy het hom, dis alles op video, het hy uit hierdie bak uit gedrink sonder dat ons dit sien. Ons het dit later eers op 'n video gesien. So moenie dit doen nie asseblief. Dis nie cool ding om te doen nie, hoor. Maar weet julle, die doop bly so ongelooflik spesiaal. En die feit dat julle gedoop is of dat julle nog gedoop gaan word en die meeste van ons is hier is gedoop, dit sê vir ons verskriklik baie. Dis nie sommer net watertjies wat ons op iemand se koppie gooi en dis nou maar 'n stukkie ritueel nie. Dit vertel 'n groot storie. 2 beelde wat ek vir julle wil gebruik. Wie van julle ken 'n tattoo? Tattoo merk. Het julle dit al gesien? Weet julle nie wat 'n tattoo nie? OK. Goed, daar's 'n paar van julle wat weet. Dis so ietsie wat jy hier op grafeer of wat jy hier op laat teken en dit bly vir altyd daar. As jy dit daai, dan bly dit eintlik daar. So ietsie daarvan, en ek weet nie almal hou van 'n tattoo nie. Party is verskriklik daarteen, ander maak omtrent hulle hele liggaam vol van hierdie tattoo-merke. Maar vanoggend gaan ons dink dat dit baie ook soos die doop is. Dat ons naam gegrafeer word in God se hand. Amper soos 'n tattoo-merk wat ons het. En ons kan nie dit sien nie, maar ons weet dit. En as God na ons kyk, dan sien hy vir ons raak en hy sien daai tatoeëermerkie wat eintlik maar net sê jy's God se. Jy's God se baie spesiale kind. En ek vergeet jou nie. Jy's altyd voor my oë. Maar ook as jy dit self sien, as jy die tatoeëermerk self het, dan sien jy dit altyd. As jy jou hand oplig of as jy iets doen, dan sien jy jou tatoeëermerk. So ook as ek dink oor die feit dat ek gedoop is, dan onthou ek dit. Iewers het God vir my net kom sê, kom bevestig, jy is my kindjie. Kan ek vir julle 'n tweede beeld gee? Wat is hierdie ding wat ek hier het aan my vinger? 'n Ring. Wat sê hierdie ring vir jou? Dit wys dat ek getroud is. Ja, dit wys dat ek getroud is. Maar dit wys ook dat ek in 'n baie spesiale verhouding met my vrou is, né? Altyd is dit daar. En dis amper soos die doop ook. Dit bevestig elke keer dat ek in 'n verhouding is. Hierdie verhouding wat Jesus met my begin het. So vanoggend gaan ons vir 'n klein Luka doop en ons gaan dit alles onthou. Dis maar net 'n beeld. Dis nie die regte ding, dis die beeld. Dit wys heen na God wat ons altyd sien en met God met wie se ring ons aan ons vingertjies dra omdat ons gedoop is. So ek wil hê julle moet baie mooi kyk wat vanoggend hier gebeur en ek vra dat om Anton en Bianca dat julle na vore kom. En klein Luka natuurlik. Hoe kan ek hom vergeet? Kom staan so mee. Hallo wees. Kom, miskien julle so draai dat hulle julle sien, né? Ja. Weet julle, dis so goeie nuus. Ek dink elke keer as 'n kindjie gebore word, is dit mos goeie nuus en almal praat en almal is bly. Ons is veral bly dat dit deel word van ons familie, hierdie nuwe asempie. Maar dit is ook veral wonderlik om te weet dat hierdie klein asempie word ook deel van 'n groter familie, wat God se familie is, omdat hy die initieerder is. En dat hy eintlik nou al 'n erfporsie kom toesê aan klein Luka. Hy sê jy erf iets.
En dit is so wonderlik, dat hy vir God erf as die Vader wat altyd na hom kyk, wat altyd vir hom 'n vader sal wees. Leo, jy hoef nie dit ook nou te doen wat jy oom gedoen het nie. En 'n deel van die erfporsie is ook dat dit bevestig dat Jesus ook vir hom gesterf het en dat Jesus ook sy naam op sy agenda het en op sy boek het. En dat die Heilige Gees in ons kom woon en van ons nuwe mense maak. En daaroor julle in maatjies is dit so wonderlik dat ons nou vir hom gaan doop. En daardeur sê dit daar's 4 belangrike partye wat by mekaar uitkom. Dis God wat die inisiatief neem. Hy sê ek wil hierdie kindjie hê, ek wil my naam op hom kom skryf. Dis my kind. Ek het hom by die naam geroep, is myne. Maar aan die ander kant is dit ook die kind wat nog niks weet nie. Lukakie weet nog niks nie. Maar hy hoef nie nou te weet nie, want dit is God wat uitkom en aan hom kom raak en kom sê ek wil vir jou 'n God wees. En natuurlik die derde belangrike mense in die doop is pappa en mamma, wat sê ons ontvang hierdie kindjie, ons kyk na hom op ons beste wat ons kan, en ons gee vir hom wat ons kan, veral 'n kennis van Jesus Christus, en 'n opvoeding in Jesus. En dan laastens vir u, as gemeente, is die 4de party, om te kan sê, ons kom omarm hierdie gesin, en ons omarm hierdie kind, al hierdie pragtige kindertjies, as gemeente, as deel van 'n geloofsgemeenskap. Anton en Bianca, julle weet nou wat die doop behels. Ek dink Anton het dit al baie self gedoen, so jy weet baie goed. Julle het nou gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk, om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie net uit gewoonte of by gelowigheid nie, moet julle op die volgende vrae antwoord. Ten eerste, glo julle dat God julle kind op die naam geroep, sy eiendom gemaak en homself verbind om lewenslank 'n God vir hom te wees? Ten tweede, beloof julle om julle kind te leer van God drie-enig, die Vader se liefde en sy trou, van Christus se verlossing en sy heerskappy, en van die Heilige Gees se troos en leiding. Derdens, verbind julle as 'n gesin aan die Bybel, die verhaal van God wat op pad is met die mensdom en die wêreld en ons, die verhaal waarvan julle gesinnetjie ook deel is. En laastens, verbind julle gesin aan die kerk, die gemeenskap, waarbinne die Heilige Gees julle inoefen in 'n lewe van geloof, 'n lewe onder Jesus se heerskappy en 'n lewe in diens van God se nuwe wêreld. Wat is julle antwoord? Ek wil gou gevra, waar is daai ander klein mannetjie? En kom sommer die niggies ook saam. Almal van julle kan ook nou eers julle handjies uitsteek en dan genoem vir julle watertjies op julle palm van julle hand maak, né? En eintlik wat dit net sê, is nie net watertjies nie, dit sê ek onthou daaroor dat ek God se spesiale kind is, dat hy my geroep het en dat ek aan hom behoort. Kom Leeuwtjie, papa, kan jy hom optel? Geef vir oupa jou hand. Leeuw, jy is God se kind. Elsabie, is 'n bevestiging dat Jesus vir jou baie lief het. Amelia, Jesus het jou baie lief. Hy sê jy is my kindjie. Janie, God bevestig dat hy jou baie lief het, dat jy sy kindjie is. Baie dankie, julle kan so 'n bietjie terug staan. En nou die hoofrolspeler. Miskien kan jy maar net so staan. Ja. Anton staan nie by haar. Kan ek hier so staan. Hallo Bies. Luca, James, Dievenage. Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun
en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons vat handjies. Kom ons vat handjies. Baie dankie, liewe Jesus, dat ons hier kan staan by hierdie watertjies, wat maar net heen wys na u verhouding, u hand uitsteek na ons toe, u uitreik, u liefde, u sorg. Dankie dat ons naam op u handpalm staan, dat ons u eiendom is. Ook so 'n klein Lukaatjie vanoggend, en pappa en mamma seën vir hulle op 'n besondere manier in die naam van Jesus. Amen. Gemeente, ons sing seënbede vir hulle toe, terwyl hulle so staan, kan die Baie dankie Rooi Trein, jy het dit pragtig stil gesit. Mooi geluister. Vriende, voordat ons twee baie mooi liedere saam sing, staande saam sing, wil ek net 'n gedeelte as ons fotum lees. Baie bekende gedeelte uit Jesaja 43, is nie ons teksgedeelte nie, maar ons verwys daarna. Kom ons word 'n oomblik stil. Ons reflekteer oor dit wat hier gebeur het vanoggend. En dit gaan oor 'n klein seentjie, maar dit gaan oor elkeen van ons. Dit gaan vir jou waar jy aangekom het in jou lewe, dat God, soos destyds by die doopvond, homself nog steeds aan jou kom verbind. Kom ons word stil en luister ons. Jesaja 43. Luister, so sê die Here, wat jou geskep het, wat jou gevorm het. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op die naam geroep. Jy is myne. As jy deur die water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is. En dis nie net Israel destyds nie. Dis ook elkeen van julle wat 'n naam het. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke
in ruil vir jou lewe. Kom ons staan, ons sing ons 2 liedere, ek wil die Here loof en die heel beste rede. Kom ons word 'n oomblik stil. Dis 'n besige tyd en dis 'n besige diens. Maar ons is hier om in kontak te kom met die hoof van die kerk, Jesus Christus. En dat ons dit kan beleef deur sy Pinkstergawe aan sy kerk, die Heilige Gees, wat in ons harte kom bevestig, dat hy hier teenwoordig is.
Here, ons dankie vir wat ons vanoggend hier kon beleef het en gesien het, en hoe dit elkeen van ons raak. Dat ons kan bevestig en weet, U het ons ook by die naam geroep en ons is U se. Dankie Here, in onsekere tye, alles wat ons moderne wêreld gebeur, dat ons iewers 'n veilige spasie het. En dis die teenwoordigheid van God, waarin al sy beloftes vir ons kom waarmaak. Beloftes van U teenwoordigheid in ons lewe. Beloftes van seën. Beloftes, Here, van onderskraging en van troos. Dis U wat ons vanoggend aanbid. En vir wie ons ook vra, maak vir ons U woord oop, Here, en laat ons iets daar hoor wat ons kan saamvat en wat betekenis dra in ons lewe. In Jesus se naam. Amen. Ek weet elkeen van julle het seker 'n gunsteling stukkie uit die woord wat soos die ou oom gesê het, wat die Bybel by vuil gevat is. Elke keer wil ek dit maar weer lees en ek maak daar oop. En ek dink die gedeelte wat ons vanoggend gaan saam lees, is een van daai gedeelte wat by baie mense 'n groot gunsteling is. Dis ook in Jesaja, maar nie uit Jesaja 43 wat ons vanoggend gelees het nie, as 'n votum. Dis 'n verdere hoofstuk, en wat so opwindend is dat in hierdie gedeelte wat ons gaan lees, dat ons kan sien hoe twee partye op 'n ongelooflike, wonderlike manier by mekaar uitkom. God en mens, wat onlosmaaklik aan mekaar verbind is. En dis waaroor hierdie skrifgedeelte gaan. En hoe God dit bevestig met 'n baie fisiese beeld, wat julle ook daar op die skerm sien. Ek het gedink, is miskien goed om net een of twee sinne te sê oor die konteks. Want ons wil nie graag dit net so vat en op onsself van toepassing maak, sonder om te onthou wat dit oorspronklik gesê is, vir wie dit gesê is. Ons onthou dis die volk van God, dis God se mense, wat in ballingskap was en wat swaar gekry het, en wat hulle op 'n baie spesifieke manier in 'n diep donker gat van weemoed en van wanhoop gevind het. Hulle het die ervaring, soos dit baie keer staan ook in die gedeeltes wat ons lees in Jesaja, dat hulle verwerp is. God sien hulle nie meer raak nie. God het vergeet van hulle. God het vergeet van Jerusalem. God het vergeet van hulle volk. En hier sit hulle. En dit het 'n invloed op hulle. En ons ken die geskiedenis van hulle wanhoop en hulle troosteloosheid en hoe hulle dit met tye as 'n tipe van 'n klag uitgeroep het. En daaroor klink die woorde van hierdie profeet soos reën op 'n droë grond, as hy vir hulle na al die tyd kom bevestig en kom smeek, onthou net met wie het ons hier te doen. Dis 'n God van ewigheid. En dis 'n God wat baie spesiaal in julle donker gat van sleg belewenis en van verwerping wat julle ervaar, nog steeds bemoeienis met julle wil maak, nog steeds wil troos gee, en nog steeds sekere van sy beloftes wil bevestig. Daaroor gaan ons dit lees, en julle sal hoor, is 'n baie verwysing na 'n mamma, soos ons hier klomp mammas vandag het, en sien die sorg van 'n mamma oor die kind, en die getrouheid. As die kind huil, is die mamma daar. Ek het dit baie gesien al in my eie lewe. Dit werk mos maar so, julle ken dit. En ietsie wat dit van daai moeder sê oor haar kind en die getrouheid. En hy sluit daarbey aan, die profeet, as hy in Jesaja 49 met die volk praat. Ek lees vanaf vers 14. Dis die klag. Die Here het my verlaat. Die Here het my vergeet. Dis hulle uitroep uit hierdie krisistyd van hulle. En dan, kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Maar selfs al sou so iets gebeur, sê die Here, ek sal jou nie vergeet nie. Hoor bietjie mooi wat hy sê vir hierdie mense, ek sal jou nie vergeet nie. Want ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek sien jou mure altyd voor my, Jerusalem. Jou kinders kom binnekort, en die wat jou verwoes en verniel het, sal
jou uit jou pad gee. Kyk rondom jou en sien wat gebeur. Al jou kinders kom by mekaar en hulle kom na jou toe. Ek sal jou nooit vergeet nie. Ek het jou naam in die handpalms, in my handpalms ingegrafeer. Vriende, dis 'n naam. Maar wat is 'n naam? Dis die vraag wat ons sommer miskien vanoggend weer begin. Ek kan maar al 3 die bullets opsit asseblief. Wat is in 'n naam? En dit begin by ons eie naam. Wat is in my naam? Dit was waarskynlik die bekendste woord wat ons elke dag gebruik. Is my naam. Die woord my naam. Dit word dis die woord wat ek op reageer as ek geroep word. As ek hierdie naam hoor, dan spits my ore. Moet ek hierdie ding gebruik, Anton? Of kan jy maar net wil hy nie oorgaan nie? OK, dis reg. Dis maar goed so. Waarskynlik die bekendste woord waarop ek reageer as ek geroep word. Dis die naam of dis die woord wat ek gebruik as ek myself bekend stel. Iemand wat vir my kom sê, "Goeiemôre, hoe heet jy? Wat is jou naam?" Jy wil die naam hoor. Nou, ek het 'n baie vreemde naam en ek moet al baie antwoorde gegee het op my naam. En iemand wat my kom groet en sê, "Wat is jou naam?" En sê ek, "Why?" En sê hulle, "Ek wil maar net weet." Maar in elk geval, dis die naam wat ek teken. Dis die naam wat langs my foto op my identiteitsdokument staan. Dis 'n belangrike woord, dis 'n belangrike aanduiding. Dis waarmee ek kontrakte teken. Dink vir 'n oomblik. Hoe sou jou lewe gewees het as jy nie 'n naam gehad het nie? As jy naamloos deur die lewe moes gaan. Dis amper ondenkbaar, né? Want weet jy, jou naam is in 'n groot sin wie jy is. Dis nie net 'n klomp gebrabbel, woorde, klanke wat bymekaar gevoeg is nie. Daai naam gryp uit na jou toe en wie jy werklik is. Dis styf vasgemaak aan jou identiteit en later ook aan jou karakter. As iemand jou naam hoor, dan gaan daar 'n prentjie van jou gesig op. En nie net 'n prentjie van jou gesig nie, ook van wie jy is en hoe jy is en wat jy doen. Dis wat alles in jou naam opgesluit is. En weet jy, dis hoe ek genoem word, dis hoe ek onthou word. Dis iets wat ons almal in gemeen het. Ons het elkeen 'n naam. En baie keer word ons herinner daaraan dat ons 'n trotse naamdraer moet wees. Van iets of van iemand. Byvoorbeeld my familienaam of as jy vernoem is na iemand, jy moet die trotse naamdraer van daai persoon wees of van 'n organisasie of wat dit ook al mag wees. En hoe aaklig voel ek as iemand vir my sou sê, jy is nie die naam waardig nie. Al dit gehoor? Ek dink aan 'n verhaaltjie wat julle almal seker baie goed ken van Alexander die Grote wat hierdie kwaai suksesvolle bevelvoerder was en wat een aand uit sy tent uit geloop het laat in die nag, sommer maar net om die wagte te gaan besoek en by die een persoon uitgekom het wat in die slaap is. Nou vir Alexander was dit iets verskriklik. En hy het hom wakker gemaak, die soldaat op die wag, en hy het vir hom gevra, hoorie, wat's jou naam? Soos ons maar gewoonlik vra as iemand in die moeilikheid is, né? Hy sê, Alexander. En hy het vir hom gekyk en hy sê, wie, wat's jou naam? Alexander. En na die derde keer, toe sê hy, wel, jy sal moet kies. Verander jou naam, of verander jou houding. Sien, jou naam verteenwoordig wat jy is. Jy raak 'n naamdraer. Ek het hier uit my kinders groot word jare onthou ek 'n ou gediggie of eintlik 'n stukkie prosa van Audrey Blinou in Naam sonder skaam waarin sy die reaksie van mense op 'n geboorte van 'n kind omskryf en dan veral in die nabegeeproses wat nogal dramaties kan wees in sekere omstandighede. En sy het gehoor hierdie persone is so bly oor hierdie kind wat aangekom het en dadelik, wat gaan sy naam wees? Julle ken daai scenario. En dan skryf Audrey Blinou na dit, nee, al sê wie ook wat daaroor, 'n naam is nie 'n nietigheid nie. Dit het ek klinkklaar besef die aand toe my eerste kleinkind gebore is. Ek staan langs die oupa Jese by die telefoon toe hy die berig kry dat hy 'n kleinkind, dat daar 'n kleinkind is. Wat sê jy? Gil die waardige opvoeder oupa en ek sien hoe
die vervoering in een tydlose oomblik van sy hele wese besit neem. Dis 'n Bill, dis 'n seun, dis 'n Fritz Hese. Toe weet ek, 'n naam is nie net sommer maar net 'n naam nie. 'n Naam is 'n erkenning, dis 'n bevestiging, dis 'n voortsetting. Al kan 'n mens self nie voortbestaan nie, bly daar lewe in jou naam, en miskien ook iets van jou in die ewigheid, wat jy was. Vriende, so kry ons die Bybel, wat van die eerste bladsye tot die laaste bladsye vol name is. Name van verskeie persone, baie keer wat die persoon sy herkoms omskryf, of sy karakter omskryf, of wie hy is. Name wat verander, soos byvoorbeeld van 'n Saulus na 'n Paulus. Ons kry baie name, en telkens wys dit ook na identiteit, of dit wys selfs na roeping, of verbondenheid. Maar wat die hoogtepunt is dat God homself kom bekendstel ook by name. Dat hy ook sy naam gee. En ons weet dit, hy het ook 'n naam. Trouwens, verskeie name waarmee hy omskryf word, oor wie hy is en hoe hy is. Sy naam wat aandui wat hy doen, wat sy teenwoordigheid by ons bevestig. Dink maar aan die naam Immanuel, en dit wat hierdie naam inhou, God met ons. Dink maar dan ook, wat in Spreuke 18 vers 11 sê maar, die naam van ons Here is 'n sterk vesting. Die naam van ons Here is 'n sterk vesting, waarin die regverdige skuiling vind. Sy naam wat aangeroep word, in tye van benoudheid, in 'n diep donker gat belewenis. Dis sy naam waarin ons bid. Dis sy naam waarin ons gedoop word. Sy naam wat Jahwe is. Hy is wie hy is, hoe hy homself bekendstel. Elohim, God die almagtige skepper. En dan 'n verskeie ander name wat wys op sy voorsienigheid, wat wys op sy liefde, wys op sy getrouheid, sorg en teenwoordigheid. God, drie-enig, by name God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Die vriende, as ons by die doop kom, soos vanoggend, gebeur daar iets opwindends, en ek het met die rooi trein al ietsie daaroor gesê. Daar gebeur eintlik iets goddeliks. Name word aan mekaar verbind. Het is nie wonderlik om dit te weet, dat hier 'n stukkie getuienis is van God se naam en ons name, wat op 'n wonderlike wyse aan mekaar verbind word. Die naam van die kindjie kom duidelik ter sprake. En dan weet ons maar, dit gaan nie net hier oor 'n naamgee seremonie, soos wat baie van ons in die verlede al gedink het, jy weet, hy moet tog net gedoop word, anders het hy 'n naam nie. Jy weet, in wat is sy doopname, en naam en doop is baie naby aan mekaar, maar ons praat van iets groter, as net die naam ontvang, amptelik ontvang. Hierdie naampie word pertinent genoem in die doop, om te vier, en om te bevestig, dat dit aan God se naam verbind word. Hierdie naampie van die kind en alles wat dit inhou, wat verwys na sy identiteit, verwys na hierdie kindjie se waarde in die oë van God, wat verwys na die feit dat hy aan God behoort. Hierdie kindjie se naam en alles wat dit inhou word aan God se naam en alles wat dit inhou vasgemaak. Soos ek dit vanoggend kon gesê het, Luka en alles wat dit inhou. Jy word gedoop in die naam. En dan word hierdie naam so wonderlik omskryf. Die Vader, die Seun, die Heilige Gees. En die doop kom dan, vriende, op 'n baie spesiale manier om hierdie vasmaak van name te simboliseer. Die verhouding, die verbondstrou en hoe God as ware sy naam agter ons naam, sy naam agter Luka, agter Etienne, agter wie ook al, kom teken om te wys, daar is 'n verbintenis, daar's vasgemaak. En dan die gedeelte wat ons gehoor het ook oor die eienaarskap, wat ons voorheen gelees het in Jesaja 43, het gesê, ek het jou nie sommer maar net geroep nie. Ek sê, hey, ek het jou by die naam geroep.
en alles wat jou naam inhou. En ek het daardeur kom bevestig, jy is myne. Jy doopseentjie, maar ook almal wie se name aan God se naam vasgemaak is. Ek wil sê haleluja. En dan net vriende, dan ons teksvers net baie kortliks. Dit word bevestig in hierdie teksversie wat op die skerm ook staan, waar God dan kom sê in bepaalde omstandighede vir bepaalde mense, maar ook vir ons. My naam en alles wat dit verteenwoordig is in God se handpalm ingegraveer. Sjoe, dis 'n duidelike, pertinente omskrywing. Nie net geskryf nie, is ingegraveer, dit bly daar. En ons onthou die konteks van Israel, die verlies in ballingskap, vergete, verlate gevoel wat hulle het en die bemoediging. Was dit nie wonderlik dat dieselfde beginsels wat hier ter sprake is in Jesaja 49 ook op ons van toepassing gemaak kan word. Dis die wonder van die woord, is dat dit krag en betekenis het vir alle tye. En dat ons daai brug kan oorslaan van daar af tot by ons, waar ons vandag hier is, tot by hierdie klein doopseentjie. Luka se naampie, maar ook elkeen van ons se name lê in die handpalms van God ingegraveer. En die doop is die besondere simbool daarvan. En vriende, ek wil dit vanoggend maar net na julle toe kom bring. Ook hier in die begin van 'n nuwe jaar. En waar jy aangekom het in jou eie lewensreis. Miskien 'n 50 jaar, miskien 'n 80 jaar, miskien ouer, miskien jonger. Waar jy aangekom het en waar ons soos Israel ook maar in daai aftye beland en in daai donker gattye van onsekerheid en van wanhoop beland het. Kom ons hoor dit vanoggend weer baie pertinent uit die woord en uit die hart van God vir jou 25 Januarie 2025. Ons naam, jou naam, wie jy is, waar jy is, hoe jy is nie net alleen bekend by God nie. Dis in sy hand, in sy naam, in sy hand neergeskryf. Want ons is in sy naam gedoop. Hy het ons naam aan sy naam kom vasmaak. Hy roep ons daagliks by die naam en bevestig sy eienaarskap oor ons lewe. En ons sê, hy het ons naam in sy handpalm. Kyk gou 'n bietjie na julle handpalms asseblief. Kyk gou 'n bietjie in julle handpalms. En jy weet hoe sal dit lyk as daar 'n naam daarin gegraveer is. En dan sê hy vir ons, hierdie naam van ons is in sy handpalm. Dis die naaste wat sy gesig kan kom. As sy oë kan kom, is dit ingegraveer. Dis soos ek vir die kindertjies gesê, is amper soos 'n tatoeëermerk. Kom ons dink aan die positiewe sy van 'n tatoeëermerk. Dat dit sigbaar is, altyd. As Engelsman sê, it's in my face. Dat dit altyd daar is. Dat dit nie sommer verwyder kan word nie. Dit bevestig dat ek jou naam reg voor my het. Dat jy sigbaar is. Ek wil maar net, as jy my sal verskoon, ietsie deel oor my eie oorlede broer, wat sy vrou, toe hulle nog uitgegaan het, 60 jaar terug, voordat hulle nog getroud is, het sy my broer Herman sy eerste letter net hier gegraveer. My pa het nie mooi geweet hoe hy daaroor moet voel nie, maar in elk geval, daar het 'n H gestaan. Hy is oorlede intussen, die H staan nog steeds daar. En sy kyk nog steeds daarna en sien H. En dit staan vir Herman, dis ingegraveer. Hy kom op as 'n beeld voor haar. Dit herinner aan 'n verbintenis, aan 'n getrouheid. Jou naam is ingegraveer in God se handpalm. Daai ruimte van sy vaderhand wat ons vashou, soos 'n pappa en 'n mamma se hand ook doen. Dis ingegraveer om altyd daar te wees en te bevestig dat hy ons nie vergeet nie. Dat hy ons op 'n intieme manier in sy hand vashou. Hy sluit sy hand van beskerming en van liefde om hierdie naam. Dit wys op 'n intimiteit. Hy vertroetel ons naam. Hierdie God hand wat gee, wat beskerm,
wat my waarde gee. Dan die laaste gedeelte, jammer ons kan nie die skyfie sien nie, die naam bo alle name, daar is hy. Vriende, ons kan nie oor name praat en daaroor opgewonde raak, sonder dat ons die mooiste naam ook noem nie. Die naam wat bo alle name is, die naam van Jesus. Want God se hand, wat ons by name vashou, het oopgegaan om sy seun vir ons te gee, en om vir sy seun 'n baie spesifieke naam te gee. Julle sal hom Jesus noem, want dit is wie sy volk gaan verlos. In hierdie seun se hande weet ons, as ons dink aan die seun, aan Jesus se hande, is daar spykermerke wat weer eens bevestig dat ons gekoop is, dat ons duur gekoop is, dat ons sy eiendom is. En dat ook hy in ons tyd ons ook vashou met sy deurboorde hande. En dat dit wat hierdie deurboorde hande vir ons beteken, waarde toevoeg tot wie ons is en wat ons is. En dat dit 'n baie spesifieke verwysing ook na ons naam het. Dat ons ook sy naamdraer kan raak. Daar waar ons sê ons is aan hom verbind, daar waar ons sê ons is Christene, ons neem sy naam aan, ons maak dit ons naam ook. Dit is deel van ons naam. Hierdie naam wat in Lukas, maar ook in Handelinge so duidelik staan, ook opgeskryf word in die boek van die lewe, in die boek van die lam, jou naam, omdat jy aan hierdie seun van God vasgemaak is, omdat God se naam agter jou naam geteken is. God het hom, Filippense 2, Jesus, tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel of op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elkeen sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Vriende, ek gaan 'n gebed doen en daarna gaan die offergawes opgeneem word, terwyl ons na 'n baie mooi lied luister wat se woorde ook op die skerm sal verdwyn, wat eintlik net hierdie naam kom eer. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Kom ons bid saam. Here, weer eens so dankie dat so 'n ou geskrif soos Jesaja 49 opnuut vanoggend vir ons betekenis kom kry, omdat dit 'n tydlose waarheid is, dat U naam aan ons naam kom verbind, soos dit gesimboliseer word in die doop. Dat dit 'n tydlose waarheid is, dat U ons by ons name roep, dat U ons name opskryf, nie alleen in die palm van U hand nie, maar ook in die boek van die lewe, in die boek van die lam. Dankie dat ons nie naamloos is nie, maar dat ons bo alles die naam kan dra, van die soetste naam, die mooiste naam, die naam van Jesus ons Here. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes en ons luister na hierdie lied. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing.
Kom ons staan, dan sing ons ons slotlied, pragtig, ek roem U naam, hierdie naam oor wie ons vanoggend baie opgewonde is. En ek gaan die seën uitspreek en daarna sing ons die seënlied en soos die gebruik is jy welkom om hande te hou. En voor ek die seën uitspreek, jy weet as 'n oupa sy kleinkind doop, dan mag hy maar seker so ietsie persoonlik ook deel. Luca was so 'n paar uur gebore toe ek die voorreg het om hom te gaan kyk in die hospitaal en ek kon hom vashou. En ek kon hierdie seënbede wat ek vanoggend vir julle gaan uitspreek, kon ek toe ook op hierdie 2-3 ure oue babatjie uitgespreek het, wil ek ook aan julle op julle uitspreek, omdat dit steeds vir julle ook soveel waarde het. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.